Familie, vriende, ons gaan staan vir die foto met die seun en daarna gaan ons saam met mekaar sing. Ons gaan met die klavierbegeleiding iets het getrip op iewers en ons orgel wil doen aan die Annie. So ons gaan met die klavierbegeleiding, dis hoekom Rosie eers daar bo was. Ek vra verskoning, ek weet nie waar lê die fout nou nie. Maar ons gaan met die orgelbegeleiding, Rosie gaan vir ons met die orgel begelei. Dan gaan ons saam met mekaar sing die eerste lied. Die liedere is almal agter op die blaadjie gedruk. Ons gaan dan bly staan vir Ek sien 'n nuwe hemel kom, die eerste lied wat ons saam met mekaar sing. En as ons daardie lied klaar gesing het, kan u dan weer u sitplekke inneem. So kom ons staan vir die foto met die seun en dan sing ons saam met mekaar. As u nie kan staan of lank kan staan nie, asseblief wees rustig, sit net soos u is ook. Moenie voel dat ons moet staan of so iets nie. Maar kom ons staan vir die foto met die seun. As die Here die huis nie bou nie, swoeg die wat daaraan bou te vergeefs. As die Here nie die een is wat bewaak nie, bewaak die wat dit bewaar te vergeefs. Dis hy wat ons groet met die woorde, genade en vrede vir julle. Amen. Ons gaan vanmiddag saam lees, maar uit Psalm 121 is 'n psalm wat ek in die familie oorgesels het en gepraat het. Maar familie en vriende, om die psalm regtig te hoor, en om eintlik te hoor wat 'n psalmdigter vir ons sê, moet ons nie net hoor nie, 'n mens moet eintlik in jou hart voel. En ek dink vandag is 'n ideale dag wat 'n mens eintlik emosies diep binne in ons harte ook voel. Want vandag sit ons nie net hier om te dink oor alles nie, maar ons kom om te voel. Ons kom hier om te rou. Ons kom om vas te hou en eintlik aan hoop vas te hou en dit wat die Here vandag vir ons ook hier wil sê. En dit gaan gepaard met 'n gevoel van broosheid. Dat ons uitgelewer is eintlik aan iets wat ons nie kan beheer nie. En ons gaan dus saam met mekaar uit Psalm 121 lees. Psalm 121 wat 'n pelgrimslied is, dit beteken dit is 'n lied wat gesing is as mense op reis is. As hulle op pad is iewers heen. En ek dink is juist waar ons eintlik ook vandag is juist hierso waar ons op reis is deur die lewe. En op hierdie reis, op hierdie oomblik het daar iets gebeur
wat nie binne ons beheer is nie. Want ons moet afskeid neem. Afskeid neem van 'n geliefde vrou, 'n lewensmaat, 'n ma, 'n ouma en 'n vriendin. Iemand wat deel was van ons daaglikse lewe en eintlik vir ons voel asof dit skielik nie meer deel is nie. Maar kom ons lees hierdie Psalm 'n oomblik saam en dan hoor ons ook wat dit vir ons vandag sê. Psalm 121, 'n pelgrimslied. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevaar. Bedag sal die son jou nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Tot sover ons skriflesing. Hierdie Psalm begin met 'n baie belangrike vraag. Waarvandaan sal my hulp kom? Ek dink ons hoor in die eerste plek 'n baie rou, eerlike vraag van die psalmdigter. 'n Vraag wat dalk hier vandag ook baie vlak in ons harte lê oor waar gaan ons hulp kry in hierdie tyd waar ons vir iemand wat ons lief het moet afskeid neem. Waar kan ons hulp en krag wanneer ons eintlik self met ons eie gesondheid worstel en al die dinge, waar kan ons moed wanneer dit swaar gaan met ons? Waar kry julle as kinders julle anker wanneer mense ma moet groet? En dan sê die psalmdigter, ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom? Familie, vriende, hierdie berge wat die psalmdigter na wys toe, is nie eintlik nie 'n mooi vreedsame prentjie vir hulle gewees wat ons aan dink as ons aan berge dink nie. Daardie berge het vir die psalmdigter gevaar ingehou. Dit was plekke waar rowers geskuil het, waar hulle aangeval kon word. In die Ou Testament was die hoogtes en die berge ook juis plekke waar afgode gebly het en waar afgode aanbid is. En mense het geglo dat die berge eintlik die blyplek van daardie gode is. So die vraag het eintlik 'n baie dieper betekenis as hierdie psalmdigter sê, ek kyk op na die berge. Eintlik is dit so 'n ding wat hy vra, moet ek daar gaan hulp soek? Is daar dalk iets of iemand in daardie berge wat my kan help? En dan antwoord hy hom eintlik baie duidelik self. My hulp kom nie van die berge af nie. My hulp kom van die Here af wat hemel en aarde gemaak het. Nie van die berge af nie. Nie van die afgode af wat hulle geglo het in daardie berge bly nie. Nie van enige iets van hierdie wêreld af nie. Maar 'n skepper, 'n God wat alles gemaak het. Party gedeeltes sê vir ons, of party geleerdes sê vir ons dat daardie digter na die berge ook opgekyk en eintlik baie klein gevoel. Dalk was daardie berge groot en hy klein gevoel teenoor dit. Dalk was sy lewe soos wat ons lewe nou op die stadium oorweldigend was. Vandag voel ons dalk klein voor die realiteit van die dood. Vandag voel ons dalk klein voor vrae wat ons weet ons nie noodwendig die antwoorde gaan hê nie.
Ons hoor dat die psalmdigter homself op 'n plek gevind het van onsekerheid, van vrees, van onbekende dinge wat gelê en wag het. En juis in daardie oomblik kom herinner hy homself. Hoe pak ek dit aan? Hoe gaan ek hier deurkom? Hoe pak ek hierdie reis aan, waar daar soveel eintlik gevaarlike dinge vir my voorlê partykeer? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Familie, vriende, by die Kotiese se lewe herinner 'n mens eintlik ook aan hierdie waarheid. 'n Lewe wat getuig het van 'n reis. Soms was haar reis ook nie maklik nie. Die laaste ruk wat sy ook eintlik siek was hierdie reis van die lewe ook nie vir haar maklik gewees nie. Haar liggaam het ook moeg geword. En terwyl sy self swaar gekry het, weet ons het hom Koos ook sy eie uitdagings met sy gesondheid ook. Het voel eintlik of hierdie seer bietjie dieper juist daaroor binne in ons ook kom lê. Maar in hierdie werklikheid praat Psalm 121 met ons ook die hardste. Want Psalm 121 beloof nie vir ons 'n lewe wat nie soms swaar kry inhou nie. Dit beloof nie dat ons nie gaan huil nie. Dit beloof nie dat ons gevry word deur verlies nie. Maar wat Psalm 121 vir ons wel beloof, is dat God ons nie los nie. Dat hy ons nie los in die lig nie, en dat hy ons ook nie los wanneer die lewe vir ons donker tye bring nie. Ons lees in hierdie Psalm, hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. In daardie tyd het die mense geglo dat hierdie afgode wat in die berge bly, eintlik maar menslik is en hulle wakker gemaak moet word. En 'n getuienis eintlik van die psalmdigter dat ons God, ons Skepper, die een wat by ons is, slaap nooit nie. Dit beteken vir ons dat die Kotie siek geword het en siek was God daar. Toe sy moeg geword het, het God gewaak. Toe sy haar laaste asem gehaal het, was sy nie alleen gewees nie. En vir ons vandag, wat hier afskeid neem vandag, vir ons kom herinner die Psalm eintlik vir ons hier in die kerk, ekskuus tog, in die hartseer van ons, dat hy ook hier is. Dat ons nie alleen is nie. Die Psalm sê, die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. En as ons eerlik met mekaar is vir 'n oomblik, kan dit moeilik wees om eintlik hierdie spesifieke sin net soos hy is te glo. Maar dit voel juist dan op 'n dag soos vandag dat die ergste met ons gebeur en gebeur het. Maar jy moet ons ook mooi verstaan dat God se beskerming eintlik ook juist dit insluit en nie beteken dat daar nie slegte goed ook gebeur nie. Maar dit beteken dat selfs die dood van 'n geliefde ons nie uit sy hande uit kan ruk nie. Dat selfs die dood van 'n geliefde nie maak dat hy minder naby aan ons is nie. Soos ons ook in die Nuwe Testament hoor, niks kan ons van die liefde van God afskei nie. Dit beteken nie siekte nie, nie verlies nie. Nie die dood kan ons skei van God se liefde nie. Is juist ook wat ons eerskomende naweek met hierdie Paasfees wat op pad is ook vier. Christus wat gekruisig is. Maar Christus wat ook opgestaan het.
Christus wat opgestaan het, sodat die dood vir ons nie meer 'n angswekkende gebeurtenis eintlik hoef te wees nie. Vir Tannie Koti beteken dit, dat sy beslis nie verlore is nie. Sy is veilig. Sy is in die volle teenwoordigheid van haar Verlosser en haar Skepper en haar Here. En vir ons wat agterbly, Oom Koos, vir julle kinders, vir julle familie, vir julle vriende, word hierdie psalm uiteindelik nie net 'n psalm wat dit vir haar beloof het nie, maar hierdie psalm word julle psalm. Want julle pad gaan ook van hier af op hierdie aarde aan. En natuurlik gaan daar dae wees wat die hartseer meer hartseer gaan wees as ander dae. Daar gaan dae wees wat die stilte harder praat. Dae wees wat die gemis baie diep en baie vlak terselfdertyd kom sny. Maar ook hierdie belofte van Psalm 121 word julle belofte. Die Here beskerm jou waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Dit beteken nie dit gebeur eers een dag wanneer ons te sterf kom nie. Dit beteken nie dit gebeur eers een dag wanneer ons deel word van die ewige tuiste en die hemelse tuiste van ons nie. Dit beteken dit gebeur nou reeds vir ons. Jy is daar in die oggende wat dit leeg voel. Jy is in die nagte wat vir ons partykeer daai ekstra bietjie langer voel. In elke tree wat ons van hier af vorentoe stap, sê die Here, ek sal jou beskerm, waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Psalm 121 begin met hierdie onsekere vraag. Waarvandaan sal my hulp kom? En dan eindig dit met hierdie absolute 100% sekerheid. Dit kom van die Here af. Die Here wat my beskerm nou en vir altyd. En dis die troos waaraan ons vandag moet vashou. Dit beteken nie dat ons nie alles verstaan nie. Dit beteken nie, ons kan daaraan vashou omdat ons nie hartseer is nie, want dit is ons beslis. Ons doen dit nie omdat ons nie dink dat ons gevry word van al die hartseer nie. Die Here sal jou beskerm nou en vir altyd omdat God getrou is. Omdat dit is die God wat hy beloof het vir ons om te wees. Vandag neem ons afskeid van Koti Roos. Maar ons gee ook eintlik so in hierdie mate vir die Here, in die hande van die Here wat ook haar Skepper is en wat nooit slaap nie. 'n Here wat eintlik ook sy belofte laat waar word het om haar deel en saam in sy volle teenwoordigheid en deel van die ewige lewe te hê. Vir ons wat agterbly, is daar natuurlik 'n groot leemte. Is daar natuurlik hartseer. Is daar natuurlik 'n wonder oor die pad vorentoe. Maar vir ons sê die psalmdigter, as ons hierdie vraag vra, Here, waar kom my hulp vandaan? My hulp kom van die hemel, van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevaar. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Nie net nou nie, maar ook vir altyd. Ons wat agterbly, kan met hierdie moed, hierdie lewenspad van ons saam met die Here loop. Want hierdie beloftes is ook vir ons waar, soos wat dit vir Tannie Koti ook in haar lewe waar was. Broers en susters,
Die Here beskerm ons en hy hou ons vas, nou en vir altyd. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, dankie dat ons kan weet dat U ons vashou. Dankie dat ons kan weet dat U lief is vir ons. Dankie dat ons kan weet, Here, dat in tye soos hierdie U ons nie alleen los nie, al voel dit vir ons of U baie ver is. Here, vandag lê die trane vlak. Want vandag is 'n finale afskeid van 'n eggenoot, 'n moeder, 'n ouma, 'n suster en 'n tannie en 'n vriendin. Here, in ons harte was nie voorberei om hierdie afskeid te neem nie. En daarom bly die dood 'n ongenooide gas. En Here, ons is menslik en kan nie anders as om vrae te vra nie. Te wonder. Maar dankie vir die troos van Psalm 121 wat ons kom herinner dat niks ons van U liefde skei nie. En Here, soos ons gehoor het, wanneer daardie dae kom, wat die verlange diepe sny, wat die trane vlakker sit, wanneer ons vra hoe en waar ons hulp vandaan gaan kom om vorentoe te beweeg, dan sê U woord ook vir ons, kan ons net in U teenwoordigheid kom sit, Here, want dan bid die Heilige Gees namens ons, in versigtinge wat ons nie in woorde kan sê nie. En Here, U weet wat in ons hart en in ons gedagtes aangaan, en daarom weet ons dat ons ook kan vra vir ons spesifieke behoeftes. Ek bid vir in die besonder vir hom Koos, vir sy kinders, vir sy kleinkinders en sy geliefdes. Hou hulle vas, Here. Troos hulle. Vertroos hulle, Here, en hoor ook wat in hulle harte aangaan en gee ook dit wat hulle nodig het op elke dag in die tree vorentoe. Dankie dat ons kan weet dat selfs hierdie hartseer ons nie uit U hande van liefde en beskerming kan ruk nie. Here, wanneer ons bid, dan bid ons met die wete dat alles wat ons vra nie altyd onmiddellik en op ons manier gebeur nie. Maar wanneer ons terugkyk na die kotiese lewe ook, dan weet ons U het voorsien. U het gesorg. En daarvoor weet ons ook om geduldig te wag, dat U ook ons gebede op U tyd sal antwoord. Amen. Ons gaan saam met mekaar sing, en ons gaan 'n bietjie later met die Onse Vader afsluit dan ook, maar ons gaan saam met mekaar sing, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Die tweede gesang op die blaadjie, en daarna kan U sitplekke net weer inneem.
Ek gaan ons verrigtinge verder soos volg die reëlings tref vir dit, broers en susters. Renay Jooste gaan namens die familie die bedankings doen. Hierdie mikrofoon hieronder sal aanwees vir jou. As ek klaar alles verduidelik het, gaan ek vir jou kans gee. En daarna gaan Renet vir ons 'n liefdesbrief ook voorlees. En as Renet die liefdesbrief laaste voorgelees het, dan gaan ons 'n oomblik die Onse Vader sing, om ook net op daai manier die dank aan hom te bring. Broers en susters, wanneer ons dan daarna klaar is, gaan ek die draers na vore roep met die uitlees van hulle name. Ons gaan dan na 'n afskeidsformulier luister en ons gaan saam met mekaar belydenis van geloof doen terwyl die draers hier voor staan. Ek gaan dan vir ons die seën uitspreek, waarna ons met die draers eerste en dan die naaste familie en die res van u gaan beweeg na buite toe. Ons gaan aan die kus weer buite die motorplaas en daar gaan dan 'n geleentheid wees buite by die motor by die kus vir 'n laaste eerbetoon. Ons het gebruik by ons gemeentebroers en susters dat ons 'n erewag vorm na die regterkant van die hek toe. So jy moet maar net nie by die mure se kant staan nie, ons gaan genoeg plek wees vir almal. As die muur ophou, dan vorm ons die erewag dan, wil ek so sê, na die hek se kant toe en dan wanneer die motor vertrek, lei ons dan ook vir die laaste keer die kerkklok as 'n simbool dan nou van oorlewe dan nou ook weer. Ek gaan vir die van u wat nie bekend is met die kerkgebou nie en dalk die verversings gaan soek, daar's 2 maniere om by die verversings uit te kom as u buite is. U is baie welkom om reg deur die kerk weer terug te kom en dan die deur aan my regter en linkerkant gaan oop wees aan my kante. Deur die konsistorie sal u sien is daar 'n deur om dan by die verversings uit te kom. Die tweede manier is dat u van buite af daar kan uitkom, regs rondom die kerkgebou by die waterverkope se deur in, en dan sal u sien waar hulle voorberei het vir die verversings. Vir die van u wat dalk die badkamers gaan nodig hê, wanneer u deur die konsistorie loop, regs in die gang af, sal jy aan die linkerkant die mansbadkamers kry, en dan vir die damesbadkamers in die moederskamer in. Die damesbadkamers is ook in die moederskamer. U is baie welkom om deurlopend van die fasiliteite ook gebruik te maak. Ek gaan nou vir Renay kans gee om die bedankings te kom doen. Geagte familie en vriende, ons wil net graag die volgende bedankings doen. Eerstens wil ek ons Hemelse Vader bedank vir die voorreg wat ons gegee is om ma vir soveel jare by ons te kon gehad het. Ons is baie geseënd omdat sy alles gegee het wat 'n moeder hart kon gee. Ons kon nie vra vir 'n beter ma nie. Dankie aan familie en vriende wat vandag hier is om saam met ons afskeid te neem. Julle teenwoordigheid gee vir ons krag en troos. Dit word opreg waardeer vir die wat van ver af kom en ook die van julle wat spesiaal verlof ingesit vir vandag. Ons as familie te ondersteun. Dankie vir pa. Pa was ma se eggenoot en ma het vir 56 jaar. Julle het vir ons 'n voorbeeld gestel van hoe ons deur goeie en slegte tye moet saam staan. Die lewe was nie altyd rooskleurig nie, maar steeds het julle liefde oorwin. 'n Spesiale woord van dank aan Johan vir alles wat jy vir ma gedoen het. Johan, jy het ma met soveel liefde en sorg behandel en jy het nooit gehuiwer om haar met enige iets te help nie. Dit beteken meer as woorde ooit kan sê. Dankie vir Pieter en Renet en hul families wat gehelp het in hierdie moeilike tyd. Die laaste 5 weke was nie maklik nie, maar ons was altyd daar om mekaar te ondersteun. Baie dankie aan Mani. Ons wil vandag uit ons harte vir jou baie dankie sê. Dankie vir alles wat jy gedoen het om die begrafnisreëlings te organiseer.
In 'n tyd wat so swaar en emosioneel was, het jy stil ingespring en soveel meer gedoen as wat enigiemand verwag het. Vir my dogters wil ek dankie sê dat julle my en pa ondersteun het en gehelp het waar julle kon. Dankie vir Magdalene se besoekies, ook vir Joannika en Alisa se hulp met die slideshow wat ons gered het van die nuwe tegnologiese uitdagings van vandag. Dankie vir julle. Sarah, vir jou wil ons ook baie dankie sê. As ouma geroep het, was jy altyd daar, geduldig, gehoorsaam en altyd reg om te help. Jy het ons ma so mooi versorg. Jy het vir 20 jaar 'n pad saam met ouma gestap. Ouma was baie lief vir jou gewees. Dankie vir Rita en Sonja, wat Johan ondersteun het, saam met hom gery het, om ouma te versorg en in die hospitaal te gaan besoek. 'n Spesiale woord van dank aan Dominee Rita vir die mooi diens en die woorde van vertroosting. Dankie vir Dominee se hulp met die reëlings hier by die kerk. Dankie vir die klankmense en die susters van die gemeente wat gehelp het met vandag se musiek en verversings. 'n Woord van dank aan Elmarie, Sumarie en Clarice wat in die laaste dae van ma se lewe by haar was. Julle bystand en hulp het haar gemaklik gemaak en ons as kinders rustig laat voel. Dankie vir Niels Koekemoer, begrafnisondernemers, vir die hulp en leiding met die finalisering vir vandag se begrafnisreëlings. Baie dankie vir die mooi blaadjie. Dankie aan Legacy Ambulance Nooddienste vir die hulp om haar na die hospitaal te neem. Julle diens was professioneel en word opreg waardeer. Soos ek aan die einde kom van die bedankings, bedank ek graag vir Vanessa en Grant, wat in die laaste oomblikke van ma se lewe haar hande vasgehou het. Julle was daar vir ma en pa en Johan, toe ons ander kinders nie daar kon wees nie. Ons sê dankie vir elkeen wat ons in hierdie moeilike tyd ondersteun het. Julle liefde, gebede, boodskapies, blomme, bystand beteken vir ons baie. Dankie vir elkeen wat addisionele verversings bygedra het. Indien ek enigiemand oorgesien het, wil ek graag ook 'n woord van dank spreek aan dit wat julle vir ons beteken en gedoen het. Familie, vriende, u kan die liefdesbriewe soos in die blaadjie ook gaan lees op u tyd, daar is 'n hele klompie van hulle, maar die familie het besluit om een liefdesbrief dan nou wat Renet vir ons gaan voorlees, ook dan nou hier te doen. Liefste moeder, ek skryf hierdie brief namens Papa, Johan, Pieter en hy en myself. Baie dankie vir al die mooi herinneringe van mamma wat nou agterbly in ons harte. Mamma, jy was baie geliefd gewees by almal wat jou geken het. Jy het jou hart en deure oopgemaak vir enige een wat op jou pad gekom het. Die laaste aande wat jy wakker gesit het, as mense kom kuier het, of wat deur moeilike tye gegaan het jy seker gemaak, daar's 'n warm bord kos en 'n slaapplek. Jy het nooit aan jouself gedink nie, en niks was ooit te veel vir mamma gewees nie. As vriende kom kuier het, moes almal eers huis skoonmaak, skottelgoed was ensovoort. Jou deure het altyd oopgestaan vir ons vriende, maar hulle het eers gehelp voor ons kon speel. Tannetjie het altyd met jou beklein gesê, jy kan nie die ander kinders so laat werk nie, maar ons het nie omgegee nie, werk was dan sommer vinnig klaar gewees. Jy was en sal altyd die coolste ma bly. Ek onthou die dogtertjie wat mamma en papa grootgemaak het. Jy wou haar net aanneem. Mamma was baie lief vir kinders en ou mensies. Die kere wat jy oom Gemus gelift het met jou fiets, maar nooit saam aan die ander kant uitgekom het. Oom Gemus het altyd agtergebly. Mamma het van vroegs af geleer om dinge vir jouself te doen. Die trekkery van een dorp na die ander, terwyl papa moes werk. Jy was 'n eistervrou. Die aande wat papa nagskof gewerk het vir ons ook soos nagskof gevoel. Ons was maar lekker bang geweest om alleen te slaap. Dan sit ons al die kinders in die gang in 'n ry en slaap. Die oggende wat papa vroeg opgestaan het om klaar te maak vir werk, dan roep mamma vir my en Renay om by mamma te lê.
Mamma was baie lief geweest vir geselsies. Mamma was ons beste maat geweest. Dan maak een die toebroodjies vir pappa en die ander een die koffie net vir pappa moet ry. Mamma het nooit van 'n de mekaar kas gehou. As ons in die skool afgekom het, dan het die klere op die bed gelê. Jy was lief vir die woorde bedrus as ons nie wou saamwerk nie. Vandag kan ek 100 keer my kaste regpak. Daar is niemand wat 'n melktert kan maak soos mamma nie. Ek gaan dit so mis. Ek moes maar gekyk het toe mamma dit gemaak het, maar dit sou nooit dieselfde gewees het nie. Mamma het dit altyd met soveel liefde gemaak. Ons kon dit proe. Mamma het altyd die lekkerste kos gemaak. Die klein kinders praat nou nog oor mamma se lekker pap en maalvleis. Mamma, jy was so lief vir musiek geweest. PJ Powers was jou gunsteling. Ons het saam met musiek groot geword. Mamma was baie lief vir dans en dit is waar ek dit gekry het. Mamma en pappa was lief geweest om mense oor te nooi en geraas te maak. Dan het julle besluit, die huis is nou te klein en in die nag see toe of Sun City toe gegaan. Ons het die volgende oggend wakker geword en julle was weg vir die naweek. Ouma het altyd vir julle kwaad geword. Julle het dit geniet om kansse te vat. Ons koshuis daar was baie lekker. Mamma en pappa het altyd kom kyk as ons sports gehad het. Die Vrydagwors wat jy so lief voor was en ek herinner dit nooit wou geëet het nie. Jy het dit altyd vir mamma gebeere. Pieter gaan ook al mamma se oproepe mis toe hy die Comrades gehardloop het. Mamma het altyd gebel om te hoor hoe ver hy is. Al die Shark Games wat Pieter saam met mamma hulle gekyk het en geskree het. Hy gaan ook al mamma se preke mis. Nou gaan daar niemand weet wat om te preek nie. Moenie worry, ek en Sissel. Pieter gaan ook al mamma se baie liefde en raad en ondersteuning mis. Mamma sal altyd in ons almal se harte bly. Johan, jy het nie kinders gehad nie, maar jy het die grootste baba gehad. Jy het mamma met soveel liefde gesorg. Jy was altyd daar en geduldig gewees met mamma. Jy was soveel jare met mamma en pappa gewees. Ek weet die huis gaan nou leeg wees vir julle. Die leemte gaan groot wees, maar weet net ons ander kinders is daar vir julle. Mamma, ek en Renée gaan ons telefoongesprekies wat ons elke week gehad het, so mis. Ons kon ure met mekaar praat op 'n foon. Papa het altyd gesê ons gaan 'n foon dood praat, maar dan het ons weer gebel. Mamma, ons wil nou vir papa en Johan bel. Hulle moet nou maar reg wees vir lang gesprekkies soos met mamma. Mamma, daar is baie wat ek kan sê. Ons hart is vandag seer, maar ons is dankbaar. Mamma kry nie meer swaar en is verlos van al die pyn. Mamma, ons is so ontsettend lief vir jou. Jy's vandag in die hemel. So betreur en jy is gelukkig. Mamma, ons sal mooi na papa en Johan kyk. Ons sê nie tot ziens nie, maar weer tot weerziens. Love you forever and ever. Mamma se kleinkinders, kinders en papa. Ons raak vir 'n oomblik ook so stil en in ons harte dan staan ons vir 'n oomblik en ons gaan saam met mekaar sing die Onse Vader en daarna gaan ons die res van die gebeure doen. Kom ons sluit af met die Onse Vader gebed. Ons Vader
Ek gaan die draers na vore roep, soos wat dit staan in die blaadjie. Julle gaan vir 'n oomblik hier staan, julle kyk na die gemeente se kant toe, en dan gaan ons die verrigtinge verder vat. Pieter Roos se seun, en dan Grant Roos kleinseun, Renée Jooste dogter, Renet Enslin dogter, François Enslin kleinseun, Christian Enslin kleinseun, en dan slippedraer ook Johan Roos, die seun. Familie, vriende, kom ons staan. Waar ons nou afskeid neem van ons geliefde Jacoba Johanna Roos. Hoef ons nie te treur soos mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus Christus gesterf het, maar ons glo ook dat hy opgestaan het. Net so glo ons dat saam met God, saam met Jesus Christus, die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe geneem sal word. Dit is met hierdie geloof wat ons afskeid neem van ons geliefde Jacoba Johanna Roos. Maar dit is ook met hierdie geloof wat ons weer ons geloof in 'n God kan bely, wat ons vashou, wat vir ons lief is, en wat ons glo ons troos. En as u in u hart so voel, kan u saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees, ons glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek gaan die seën uitspreek, broers en susters, en dan gaan ek afbeweeg na onder toe. U kan vir 'n oomblik net weer gaan sit, die draers bly staan, en daarna gaan ons na 'n liedjie begin luister wat gaan speel, en dan sal ons u weer sê wanneer om uit te beweeg. Ontvang die seën van die Here en gaan ook in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die kragvolle werking van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly, van nou af tot in ewigheid. Amen. Ek kan net weer vir 'n oomblik sit, die draers bly net staan. Waar is jou vreugde? Voel jy belas? Is jy vermoeid? Jesus gee krag. Is jy eensaam? Voel jy alleen? Vertel dit vir hom, want krag sal hy gee. Hef op jou hande, verhef jou stem, Vader Jesus.
jy soms vrese